Verkeersboetes is een van daardie dinge wat in 'n nagmerrie vir almal kan ontaard. Maar sedert 1 Julie het die aardtoestelsel na nog meer munisipaliteite uitgebrei en daar is heelwat verwarring oor wat dit nou eintlik vir gewone motoriste beteken. Vandag probeer ons die feite van die FOP nuus skei en uitvind wat elke bestuurder moet weet. En Cornelia van die Kerk, die uitvoerende hoof van Fines for You, sluit nou vanoggend hier by ons aan. Baie dankie dat jy hier in die ateljee is om 'n bietjie meer vir ons te verduidelik, Cornelia. Baie dankie. Goed, nou kom ons begin by aard toe. Wat presies het op die 1 Julie verander? Die wetgewing het totaal en al verander. Voorheen was daar baie reëls van wanneer moet hulle die boete uitreik, hoe lank tyd het hulle om dan 'n courtesy-brief uit te reik, moet ek hierdie boete per geregistreerde pos kry, en al daardie goed waarvoor ek hof toe was in 4 hofsaake, het hulle absoluut gegaan en dit verander en gesê, dit is nou hoe die wet werk. So ongelukkig het ons geen meer verskoning om 'n boete nie te betaal nie. Goed, nou daar is baie verwys na die demeriete puntestelsel. Is dit alreeds ten volle in werking? Nee, glad geheel en al nie. Dit behoort eers volgende jaar April en dit kan selfs langer wees voor daardie punte dan in werking tree. Maar dit gee ons 'n geleentheid om dan veral vir maatskappye en individue reg te kry en voor te berei van wanneer dit dan inskop. Is daar baie goed wat mense nie weet van hoe gaan dit werk nie. Soos byvoorbeeld 'n maatskappy kan nie nou meer net 'n boete gaan betaal vir die werkers, want hulle gaan nie strafpunte ontvang. En daardie boete gaan 3 keer die bedrag word as 'n maatskappy hom net betaal. Hy moet oorgeplaas word op die bestuurder se naam. Ons as ma en pa en familielede het baie keer mense wat karre koop, maar op ons naam. En dan betaal 'n kind sy boek, hy kry 'n boete en hy betaal hom net. Dit kan nie meer gebeur nie. Jy as ma of pa moet daardie boete oorplaas na die kind se naam toe. Anders te gaan ek as ouer daai punte verloor. Familielede, maar veral besighede. Weet, ons kry net 15 punte en jy moet daai 15 punte baie mooi oppas of jy kan opwerk tot 15 punte. As jy byvoorbeeld ry en jy ry meer as 30 km oor die spoed in 'n 60 sone, verloor jy 6 punte met 1 boete. En ons rybewys gaan vir ons soos ons idee wees, want as jy nie 'n wettige rybewys het nie, kan jy nêrens meer iets doen nie. So Cornelia, dit klink vir my die oplossing is maar om te pendel. Baie beslis. Ons moet maar by ons reëls hou. Weet jy, kennis is mag. Jy moet weet waarvoor kan hulle jou 'n boete gee. Die kaset is oral beskikbaar. Gaan lees 'n bietjie daardeur. Gaan kyk wat se boetes kan hulle uitreik en wat is die bedrag. Want as jy voorgekeer word en hulle sê vir jou, ek gaan nou jou kar vat, dan kan jy sê nee. Hierdie aardtoe wetgewing, jy moet my eintlik net 'n boete gee vir R1000. So dit is regtig, jy moet gaan lees waaroor dit alles gaan. Ek is bly verwys na, jy weet, kennis in die verband, want ek dink baie mense, of kom ons sê sommige mense, dink gewoonlik, ag, weet jy wat, ek sal daai boete later betaal. Maar wat kan gebeur wanneer 'n mens so kennisgewing ignoreer? Weet jy, onder daar, vir my, was daar altyd 'n geleentheid dat indien hulle nie binne 32 dae vir my 'n boete stuur nie, kan ek aansoek doen dat daardie boete teruggetrek word. My tydlyn het nie verander nie. Hulle gaan binne 32 dae gaan hulle daai boete volprys maak. Na 64 dae word hy 'n courtesy-brief, so hy kry R100 by die bedrag en die bedrag is 'n volprys. En na 94 dae blok hulle jou. So jy kan glad nie op een nates enige transaksie doen nie. Nie jou bestuurlisensie hernie nie jou karlisensie hernie nie. En dan sit jy, dan kan jy niks meer verder doen nie. En daar's nie meer dan daai grasie of daai ding wat, okay, kom na Fines for You toe en ons gaan kyk, het hulle die regte proses gevolg, ons kan dalk hierdie boete laat terugtrek nie.
Want daar's nou baie boetes op die stelsel huidiglik, nog van aard toe wat uitstaande is. En ons sien nou baie mense hardloop nou om daai boetes te gaan betaal. Ja, dis reg, maar gaan kyk, het hulle ook hulle werk gedoen. Jy weet, ons by Fines for You is nie teen boetes nie, en ons is nie teen aard toe gewees nie. Ons was teen die verkeerde prosesse wat gebruik is. As daar reël is 'n reël nie net vir my as padgebruiker nie, maar ook vir die ou wat die reël geskryf het. Hy moet sy eie reëls nakom. En ongelukkig het hulle nou daai reëls gevat en dit vir hulle makliker gemaak en vir my bietjie moeiliker. Maar ons moet gehoorsaam wees aan reëls. Dit is ongelukkig so. Dink jy ons wetstoepassers het die vermoë om hierdie stelsel suksesvol te bestuur? Hulle is regtig hard besig met opleiding oralste. Daar is nog baie mense wat sê, hoorie, ons ken nou nog nie die wet heeltemal nie. En dis wat ons as Fines for You vir maatskappye opleiding wil gee, maar ons is ook betrokke baie keer by die verkeersdepartemente. As 'n ou byvoorbeeld gestop word in 'n padblokkade en mense bel my, dan sal ek vir hierdie ou sê, luister, ek verwys jou gou na hierdie en hierdie wet. Dit wat jy doen is verkeerd. Gaan lees gou 'n bietjie op daaroor. En so help jy hulle reg. Hulle wil nie altyd luister nie, maar ons het gelukkig, ons is 20 jaar in besigheid. So ons ken en ons leer ook maar self. Hierdie wetgewing wat uit is, hierdie kaset, is 'n 500 bladsye. Ja. In Afrikaans en dan 500 bladsye in Engels. So jy moet maar deur om werk. En ek dink daar gaan groeipyne wees. Maar daar gaan nie meer wegkom kans wees nie. Ons moet weet, daar is nie omdraai kans nie. Ja, wees bewus. Hoe belangrik is dit om seker te maak dat jou persoonlike besonderhede, soos byvoorbeeld jou woonadres, gereeld bygewerk word en op datum is? Dit is regtig uiters belangrik want hulle stuur daardie boetes. Onthou, hulle mag dit nou vir jou na jou per pos stuur wanneer die poskantoor werk. Hulle mag dit vir jou na jou Facebook rekening toe stuur, hulle mag dit vir jou WhatsApp, hulle mag dit vir jou SMS. Maar daarbey lê ook 'n groot gevaar. Daar is tans baie mense wat fop boetes uitstuur. En die Arto website is 'n hoe kan ek dit sê? Dis 'n nou weet ek nie die regte woord nie, maar dit is www.arto.gov. Dis 'n government website. So dis, jy moet bewus wees van daai GOV. Daai GOV, want daar is 'n ander website wat co.za is. En dis totaal en al nie die Arto website nie. En dis regtig 'n probleem. Mense stuur vir jou 'n SMS en sê, jy moet vandag betaal. En indien jy nie vandag betaal nie, gaan ons jou môre arresteer. Daar bestaan nie so 'n ding nie. Hulle moet bewus wees daarvan. Dis regtig 'n baie groot probleem tans in ons land. Goed, ons het, ek dink, so 'n bietjie minder as 'n minuut oor, so ek wil vinnig by jou hoor. As iemand miskien nou ingeskakel is en hulle het 'n boete wat uitstaande is, waar begin hulle? Hulle kan gaan kyk op die regte website wat 'n boete is uitstaande. Natuurlik die maklikste is om ons te kontak, maar indien hulle dit nie wil doen nie, kan hulle daar gaan kyk. Besighede moet baie beslis weet wat is uitstaande op hulle BRN, dit is hulle besigheidsidentifikasienommer, wat is daar uitstaande, wat is op hulle praksiese ID uitstaande, en begin werk met daai uitstaande boetes, want dit gaan jou inhaal, dit gaan jou blok om jou enige lisensie uit te neem. En ons is behulpsaam daarmee, ons doen elektroniese nominasies van drywers, so daar is baie ander maatskappye ook beskikbaar. Ja. Kom net by iemand uit om jou te help. Maar Fines for You klink vir my maak dit maklik. Cornelia, baie dankie vir alles wat jy vanoggend hier met ons kom deel het. Nou ja, intussen kan jy ingeskakel bly, want ons is net hierna terug met sport. Jy is ingeskakel by Goeiemôre, Good Morning.